Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens. Welkom ook aan alle besoekers en mense wat in ons diaspora wyke is en inskakel deur die internet. Ons bede is dat ons die Here saam sal loof en prys ook in hierdie erediens. Kom ons begin vooraf deur saam te sing. Ons gaan saam sing uit lied 417 vers 1 en 2 en dan gaan ons Psalm 2 vers 1 en 2 ook saam sing.
Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang ek die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die seën van die Here wat ons ontvang het deur saam te sing uit Psalm 146:2. Dit siteer die Kleuteromdigting, vers 1 en 2. En daarna gaan ons bly staan om ons geloof ook te bely. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar mense nie meer benul het van wie die Here is en wat hy vir ons kom doen het nie. En daarom leef ons in hierdie tyd en is ons geloofsbelijdenis so kosbaar dat ons hierdie waarheid kan bely en daarin kan vashou. Bly ook daarom hierdie woorde in jou hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ons sal self nou voorberei op die wet van die Here deur saam te sing uit Psalm 32 vers 3 en 6 en daarna gaan ons saam lees uit die Here se wet.
Ons gaan vandag saam lees uit die wet van die Here uit Deuteronomium 5. Deuteronomium 5 vanaf vers 6 af tot aan die einde van die hoofstuk. Vandag in die prediking gaan ons weer kyk na die verskriklikheid van Christus se lyding wat hy deurgegaan het. En deel van die verskriklikheid van sy lyding is dat hy deur sy lewe op aarde hierdie wet stiptelik moes gehoorsaam namens my en jou. Ten spyte van al die aanslae wat hy gekry het, al die moeilike tye wat hy deurgegaan het, moes hy dit vir my en jou gehoorsaam. En omdat hy dit gehoorsaam het, is ons verlos. En daarom wil ons sy dankbaarheid ook vir die Here leef. So kom ons luister na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou dit beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou saam sing. Ek kom maar eers aansit. Ons gaan saam sing uit Psalm 45 vers 1 en 2 as antwoord op die wet van die Here en daarna gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader,
Here, ons is daagliks in 'n wêreld wat vir ons op hierdie stadium en seker deur die eeue te mekaar lyk, vol verskriklike nuus is. Oorlog, moord. En ons kan al die verkeerde dinge in die wêreld opnoem en dit is asof ons gebombardeer word deur al die negatiewe dinge. En dan is dit vir ons onverstaanbaar dat U hierdie wêreld so liefhet. Dat U seun gestuur het om te ly, gekruisig te word vir ons sondes. En ons hoef nie eers net na die wêreld te kyk nie, Here, ons het die wet nou gelees en ons kyk na onsself en ons besef hoe sondig en nietig ons is. En U het die seun vir ons gestuur. Vader, help ons vandag om iets van die grootsheid van die verdrukking, die toorn wat Christus gelei het, te kan sien. Help ons om Christus se wonde te kan sien. Want ons kyk baie keer so menslik daarna. En dit is vir ons natuurlik om so te kyk, maar help ons om uit U perspektief daarna te kyk, sodat ons werklik U liefde vir ons sal verstaan. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing uit Skrifberinge 5:1 vers 1, 4 en 7 en daarna gaan ons lees uit die Here se woord. Ons gaan saam lees uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 21 tot 25 en daarmee saam gaan ons lees uit die Heidelberg Katekismes Sondag 15, vraag en antwoord 37. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.
Hy het geen sonde gedoen nie. En uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Dan lees ons ook saam uit Heidelberg Katekismes Sondag 15, vraag en antwoord 37. Daar word die vraag gevra, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Liefdes, net weer ons fokusvers in 1 Petrus 2 vers 24, wat hy sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Ek dink jy ons besef altyd werklik die verskriklikheid van Christus se lyding in sy hele lewe en veral ook aan die kruis nie. Ek was hierdie afgelope week by die skool gewees, by een van die skole en net weer agtergekom hoe menslik ons aan die Here dink. Die term liewe Jesus is 'n term wat baie mense aan gewoond geraak het en as jy in daai terme aan die Here dink, dan het jy nie 'n benul van wie hy is nie, van wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het nie. Ek dink jy ons verstaan die intensiteit van wat Christus deurgegaan het en dit is waar ons vandag gaan fokus. Want ons sien Jesus se sterwe aan die kruis en ons dink so menslik daaraan, maar wat maak dit eintlik so erg? Wat maak sy kruisdood, sy lyding anders as ander mense wat in die geskiedenis gesterf het? As mens kyk na films oor oorlogtye of moeilike tye wat mense in die verlede deurgegaan het, dan lyk Christus se sterwe aan die kruis nie vir ons so erg nie. Maar wat maak dit so erg? En ons gaan vandag daarop fokus en veral kyk na die Heidelberg Katekismes en wat ons bely oor Christus se lyding. Nou, Heidelberg Katekismes Sondag 11 tot 14 het gegaan oor Christus se lewe en nou begin die katekismes en bely ons wat hy ervaar het veral in sy lydingstydperk. En soos ons gesê het, is Christus se lyding, sy geskiedenis is nie eintlik uniek nie, veral nie in die tyd wat hy geleef het nie. Baie mense was gekruisig in daardie tyd en die lyding wat hy ervaar het, menslik gesproke, was seker baie dieselfde as die mense in sy tyd. Maar wat maak dit anders? Wat maak sy gebore, gesterf, gelei, is begrawe, opgestaan? Wat maak dit anders as die normale gang van die lewe? Geliefdes, wat dit anders maak is hy is gebore uit die maagd Maria.
Hy is werklik God. God het mens geword en hy het vir ons sondes kom sterf. God het sy hele lewe, of Jesus het sy hele lewe op aarde vir ons prys gegee, en hy wat God is, volledig God is, het mens geword en die pyn op aarde kom verduur vir my en jou. En hierdie laaste week wat hy verduur het, is maar net die klimaks. Dis 'n klein deeltjie van dit wat hy deurgegaan het, sy hele lewe op aarde lank. En selfs in ons belydenis is ons fokus baie vinnig oor die lyding van Jesus Christus. Ons bely elke Sondag, hy is gebore uit die maagd Maria, hy het gely, is gesterf, is begrawe, maar besef ons werklik wat hierdie woorde beteken, en dis waarop ons vandag gaan fokus. Om dit te verstaan, gaan ons kyk na 3 dinge. Ons gaan kyk na Christus se toestand en sy status, wat dit vir ons beteken. Dan gaan ons sien, hy het die troon van die hele menslike geslag op hom gedra. Nie net een persoon nie, maar almal se sonde het hy op hom gedra, en hy het ook God se toorn gedra. Ons gaan kyk wat dit beteken. Net eers oor Christus se toestand en sy status. Om te verstaan wat Christus werklik deurgegaan het en sy lyding te verstaan, moet ons kyk en verstaan wat ons bedoel onder Christus se toestand en sy status. Een van die verklaarders verklaar dit eintlik mooi. Hy sê dat as iemand na 'n land toe emigreer, dan is sy status 'n emigrant. Hy het na hierdie land toe gekom en hy is 'n emigrant, en vir die eerste ruk het hy beperkte regte in hierdie land omdat hy 'n emigrant is. Maar as hy 'n hele ruk in hierdie land gebly het, dan verander dit. Nee, hy kry meer regte en nou verander sy status as van emigrant af na burger van hierdie land. En hy het nou sekere regte, soos hy kan mediese fondse gebruik of aan die mediese sisteem deelneem, en hy kan ander regte in hierdie land kry. Maar dit verander niks aan sy toestand nie. Hy bly nog steeds die mens wat hy was. Hy bly nog steeds 'n spesifieke taal hê, spesifieke kultuur hê, en dit kan so bietjie verander, maar die wese van wie hy is, het niks verander nie. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons iets van wat Christus prysgegee het om mens te word. As ons dit toepas op Christus, dan verstaan ons iets van die groot lyding wat hy verduur het. Onthou, Christus se toestand was en is nog altyd dieselfde. Hy is seun van God. Hy is waarlik God. Hy het nie gesondig nie. Hy het altyd dieselfde gebly. Deur sy lyding was sy toestand dieselfde, seun van God, maar sy status het verander. Hy het vir 'n ruk sy goddelike status as seun van God, koning van die heelal, ewig koning prysgegee, en hy het ons status aangeneem. Slawe, mens wat deurtrek is van sonde, al het hy geen sonde gedoen nie. Hy het die verteenwoordiger geword van die sondige, nietige mense. Dink net aan die opoffering wat hy deurgegaan het. Ek dink ons kan dit indink, nee. God word mens. Hy wat aangestel is as skepper van die wet. Die wet kom van hom af. Deur hom is alles op hierdie aarde gemaak. En nou is hy onder die wet. En moet hy voldoen aan die eise van die wet, en hy moet dit doen stiptelik om vir ons sondes te sterf. Nou is hy verteenwoordiger van die mense, en hy is verplig om die oordeel van God oor die sonde te dra elke dag van sy lewe op aarde. En nie net aan die kruisiging nie, maar elke dag. In 'n sekere mate straf hy homself. Hy verneder homself, soos Filippense 2 sê, om vir jou sondes te sterf. En nou moet hy sy hele lewe daaraan werk, om deur die gespottery,
deur die versoeking van die duiwel om elke dag teen die sonde te stry. Elke dag ons laste te dra. En hy bly God. Maar hy word ook mens. En hy ervaar lyding, hy ervaar siekte, dood. Hy is nie net 'n perfekte voorbeeld vir ons nie. Hy het dit aan sy lyf ervaar. Alles wat ons ervaar, behalwe die sonde. En daarteen moes hy stry, want hy het nog steeds dieselfde versoeking as ons gekry. Hy het die hele tyd hierdie versoeking gehad om God prys te gee. Maar hy doen dit nie. Inteendeel, hy dra die sonde van die hele menslike geslag. Skokkend as mens daaraan dink, nee. Christus sterf genoegsaam om vir almal in die wêreld te sterf, sy sondes te betaal. Maar hy kom vir sy kinders. Hy dra elke mens op hierdie aarde se laste. Katekismes sê dat hy die toorn van God gedra het. En dit beteken nie dat God kwaad was vir Christus nie. Onthou, Christus en die Vader het 'n perfekte band saam met die Heilige Gees gehad. Ons sien dit by die doop, as die Vader sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. So die Vader is trots op sy seun wat aarde toe gekom het om vir ons sondes te sterf. So wanneer die katekisme sê hy die oordeel of die toorn van God gedra, dan beteken dit nie dat die Vader vir hom kwaad was nie, maar dat hy al die oordeel van ons sondes, die effek van God se oordeel en sy las op hom gedra het. En dis verskriklik om daaraan te dink. Ons kan dit nie indink nie. Ons kan nie verstaan wat Christus aan daardie kruis sy hele lewe gedra het nie. Die sonde van almal, die hele menslike geslag draai aan daardie kruis. En dink 'n bietjie aan die verskriklikheid daarvan. Onthou, God is heilig. God is die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. Hy is perfek, hy's alles vir almal. En daarom ken hy homself. Hy soek sy eie eer van die dag wat hy alles gemaak het, gaan dit oor die eer van God. As hy die sterrestelsels maak, as hy die planete maak, dan gaan dit oor sy eer. Elke skepsel op hierdie aarde is tot eer van God gemaak. En as die skepsels hom eer met hulle hele hart, siel en verstand, as ons hom eer, dan seën hy ons. Maar sodra ons hom nie eer nie, hy wat so groot en goed is, dan stort hy sy toorn op die mens uit. En dis wat mense vergeet. Sodra ons net die hele tyd dink aan liewe Jesus, dan vergeet ons die verskriklike toorn wat God oor die mens se sonde het. Hy haat dit. En wanneer ons nie reageer en God liefhet nie, dan moet hy straf. Hy kan nie anders nie. En sy straf is anders as wat ons ooit kan indink. Sy straf is vernietigend. Maar hy moet straf, want hy is regverdig. En geliefdes, dis die straf wat Christus aan die kruis gedra het. Die toorn van God, wat veel erger is as het ons ooit kan indink. Dit is 'n pyn en 'n lyding, dis swaar kry, dis vernietiging van die siel, dis vrees, dis dood, dis hel, wat Christus beleef het. En wanneer hy gehoorsaam is aan die Vader, wanneer hy die Vader volg, dan ervaar hy die toorn van sy Vader. Die oomblik wat die Vader die trotste is op sy seun, is die oomblik wat hy die verskriklikste toorn teen ons sonde dra. Hy beleef hierdie helse pyn en smart en bange Godverlatenheid, en tog verlaat hy nie sy Vader nie, maar hy roep uit, my God, vir my en jou. Hy verlaat nooit sy Vader nie, inteendeel, die Vader verlaat hom. My God,
Waarom het U my verlaat? En tog moet ons iets van die oordeel van God ook daarin verstaan. Dat die oomblik wat hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat, straf die Vader hom aan die kruis, stort hy sy toorn op hom uit. En beleef hy hierdie angs, hierdie pyn. Hy stort al die woede wat ek en jy en almal op hierdie aarde moes kry, op Christus sy seun uit. En daarom kan Christus dan uitroep, dit is volbring. Hy het ons sondes betaal. En so het hy die straf van die hele menslike geslag betaal. Dit is iets van die verskriklikheid van die toorn van Christus wat hy gedra het. En dis waarom die Vader hom moes verlaat, sodat hy jou nooit sal verlaat nie. En dan moes hy ook die toorn van God gedra het. So hy moes die hele menslike geslag se sondes gedra het, maar ook die toorn van God. Dink ook jy ons verstaan dit nie, nê? Wat die toorn van God moet beteken. Ons bely dat Christus gesterf het om vir ons sondes te versoen. En dit beteken dat God die Vader 'n probleem het met ons sondes. Hy het ons gemaak om in 'n perfekte verhouding met hom te wees, om gehoorsaam aan hom te wees. En dan kom Adam en Eva en hulle sondig. Hulle oortree die wet van die Here. Hulle het nie meer liefde vir God nie en hulle het ook nie meer liefde vir mekaar, vir hulle naaste nie. Maar Christus moet kom en hy moet 'n perfekte daad van gehoorsaamheid uitvoer, sodat ons gered kan word. En dis in kontras met Adam en Eva. Hulle het nie die perfekte daad nagekom nie. Hulle het gesondig, hulle het teen God gekies. Maar Christus moet in alles, moet hy vir God kies. In alles wat hy deurgaan op aarde, moet hy God bo alles lief hê en sy naaste lief hê, ook bo alles bo homself. Sien, die sonde is 'n daad van verwerping, 'n daad van vyandskap. Ons dink baie keer sonde is passief. Dit is nie passief nie. Dit is iets aktief wat jy doen teen God. Dit is om aktief van God af weg te loop en iets anders te doen. Aktief hom nie lief te hê nie en jou naaste nie lief te hê nie. En so moet Christus nou aktief die wet gehoorsaam. Hy moet die groot gebod namens ons nakom, maar met die vooruitsig van die kruis. Dit moet verskriklik wees. Om versoek te word deur die duiwel en gehoorsaam te bly, om deur mense wat jy voor gesterf het, of gaan sterf, om by hulle te wees en jy word gespot en geslaan deur hulle, maar jy moet hulle seën. Om gekruisig te word, en nog steeds te bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Omdat hy aan elkeen van hierdie gebooie moet gehoorsaam wees. En ons moenie die fout maak om te dink dat Christus dit passief gedoen het nie, hy het aktief dit gedoen. Hy het gelei om ons sondes te dra, so hy het aktief vir die wet van die Here nagekom elke dag van sy lewe vir my en jou sonde, selfs aan die kruis. So, as ons praat van die kruis, dan is dit een deel, maar dit gaan ook oor sy hele lewe op aarde. Van sy geboorte af het hy aktief elke dag die wet van die Here nagekom en veral ook aan die kruis. Selfs aan die kruis is hy nie passief nie. Hy is aktief besig om God te gehoorsaam namens ons. En sy sondeloosheid is die perfekte ja wat hy gee oor die liefde van God. En dit staan lynreg teenoor ons nee. Ons het elke dag besig met 'n nee. Ons loop weg van die Here af, maar hy gehoorsaam hom elke dag. Al gaan hy die kruis deurgaan. En geliefdes, in alles, in elke dag van sy bestaan op aarde, het hy die mense verwerping aanvaar. Hy is geslaan, hy is voor die Joodse raad gebring, hy is veroordeel. Hy het die toorn van God gevoel elke dag van sy lewe vir my en jou.
besef ons wat dit vir ons beteken. Ons kan seker daaraan hou om te gesels oor die verskriklikheid van dit wat Christus beleef het, nie net op die aarde nie, of nie net in sy lewe op die aarde, maar veral in die kruis ook. Besef jy dat hy al hierdie dinge deurgegaan het vir jou? Omdat hy lief is vir jou. Geliefdes, as jy dit besef, dan gee dit jou gemoedsrus, want jy weet dat jou Vader, wat in die hemel is, sy seun gestuur uit totale liefde vir jou, sodat jy gered kan word, sodat jy in hom kan glo en deur jou geloof redding kan kry, deel kan kry aan sy versoeningsoffer. En daarom weet jy, jou Vader sorg vir jou. Gaan hierdie week, besef wat Christus vir jou gedoen het, en leef uit sy liefde. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, wanneer ons saam is as gemeente en dink aan dit wat U prys gegee het, dan is dit eintlik maar 'n klein stukkie van die bewustheid wat ons het. Ons kan dit nie indink nie. Dit is veel groter as wat ons ooit kan dink, die toorn en die straf wat Christus vir ons sondes gedra het. Sy dood is nie soos ander mense se dood nie. Sy sterwe aan die kruis is nie maar net 'n passiewe hang aan die kruis nie, dit is 'n aktiewe daad van liefde. En U toorn is ook nie net 'n passiewe toekyk of hom verlaat nie, maar 'n aktiewe straf vir al ons sondes. Vader, help ons om anders oor U te dink. Want as ons die grootsheid van dit wat Jesus vir ons gedoen het raak sien, dit besef, as ons besef wie U is, dan verander dit ons lewens. Dan kan ons nie meer dieselfde bly nie, ons moet U eer, U dien elke dag van ons bestaan. Lei ons deur die Heilige Gees dat ons verander sal word, om eer aan U te gee. En Vader, so wil ons ook vir ons wêreld bid. 'n Wêreld wat de mekaar is, mense wat mekaar vermoor, mekaar besteel, wat verskriklike dinge aanvang met mekaar. En ons hoef nie ver te gaan soek om dit te sien nie. Ons kan maar net in ons eie gemeenskap, in ons eie land daarna kyk. Here, help mense om te verstaan wie U is. En dat U juis nie dit toelaat nie. Maar dat U uit U liefde U seun gestraf het as versoening vir ons sondes. Help ons om getuienis te wees, sodat ons mense kan oproep tot bekering. Sodat ons U kan eer wat ons Vader is. Help ons as kerk ook, dat ons elke dag sal besef dat U heilig is, en dat ons U ook so moet dien. Boet en bewaar ons. Gaan asseblief met elke sieke en mense wat eensaam is, mense wat hartseer beleef, dat ons die troos en die bystand elke dag sal ervaar. Here, dit alles kan ons net bid. Alleen op grond van die genade en die liefde wat Christus vir ons bewys. Dankie, Here, vir die liefde. Amen.
Geliefdes, daar's nou geleentheid vir insameling van die liefdegawes en daarna gaan ons saam sing uit Skrifverhouding 3:4 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Broers en susters, net 'n paar afkondigings namens die kerkraad. Ons het een attest wat ons stuur na die Gereformeerde Kerk in Oudtshoorn van Willie Broekman. Ons bid die broer die seën van die Here toe ook in die gemeente. En dan het die persoon ook gemeenskap opgesê met die Gereformeerde Kerk. Dit is Johanna Duisel. Ons bid haar ook die seën van die Here toe in die gemeente waar sy ook die Here gaan dien. En lief en leed, is daar dalk net enige ander algemene afkondigings. Lief en leed het ons in ons kompas gesien dat dan die Voeta Reineke was die afgelope maandag in die hospitaal opgeneem en dan Elegina den Boer het afgelope woensdag 'n operasie ondergaan in Pretoria. Ons bid hulle ook die spoedige herstel van die Here toe. En dan weet ons ook aan hierdie volgende lidmate dink ons in ons gebede met die afsterwe van geliefdes. Dis tannie Anita van der Merwe wat sy broer hierdie afgelope week oorlede is en dan ook tannie Antjie Smit wat sy broer ook die afgelope week oorlede is. Mag hulle ook die seën en die vrede van die Here in hierdie tyd beleef. Is daar enige ander lief en leed behalwe die verjaarsdag? Dan die verjaarsdag, ons dink aan ons Johan Pens wat sy been sy Achilles gebreek het, so ons dink aan hom. Ons dink ook aan Lorinda, sy verjaar vandag, maar sy het ook nou 'n pasiënt wat sy moet versorg, so ons dink in ons gebede aan hulle. Enige ander lief en leed? Dan verjaarsdag, Lorinda Pens wat verjaar vandag, Lenet Dan, Liz Enslin, Charles van der Walt, Jan Swart, Wiek Meiberg, Gerard Kutsie, Vida Leon Cachet, Kobus Petzer, dan die Vida is 90 hierdie jaar ons. Dis 'n wonderlike getal ook, nee. Andreas Voigt wat verjaar, Elsie Victor, Aria Boysen, Etienne Kruger en Corrie Zietsman. Baie geluk met julle verjaarsdag en mag julle 'n wonderlike dag beleef. Geseënde dag vir almal.